Goeiedag produsente. Vandag se gesprek saam met die NLE gaan oor alternatiewe rievoerbronne, spesifiek dan nou vir die kleinveeboer. Ek is Dani de Lange van Voermeester. Omdat ons in 'n droogte situasie sit, is rievoer een van ons onontbeerlike komponente om ons diere aan die lewe te hou om deur hierdie periode te kom. En ons weet dat lucern die kleinveeboer se eerste keuse is as dit kom by rievoer. Daar is spesifieke korrels wat hoër vlakke lucern het, hoër vlakke rievoer en wat die produkte vir skaap en bok uitstekend maak as 'n rievoerbron en as 'n droogtevoer. Nou hierdie korrels waarna ek verwys, kan dus in die plek van lucern as 'n droogtevoer vir kleinvee gebruik word. Het sy in krale of in die veld? Kan dit gebruik vir droogtevoer, ons kan gebruik vir ooe met lammers, en ons moet dit nie vir teelramme gee nie. Die korrels kan wel vir ou ooe gebruik word om in die voerkraal af te rond. So dis 'n uitstekende produk vir afronding van vroulike diere, waar dit moet vir al ou ooe, wat nie ook nog moet groei en graad verbeter nie, maar eintlik net moet in kondisie verander, kan ons lucernkorrels oorweeg, maar ons moet dit definitief nie vir teelramme aanwend nie. As ons vir mekaar dan nou vra, maar hoe wend ons hierdie produk aan? Ons voer die diere teen tot 1% van die dier se lewende massa per dag. Ooe, laagdragtige ooe met lammers gaan ons definitief teen hoër vlakke as die probeer help. En ons gaan heel waarskynlik lammers met 'n ander produk probeer help om te verhoed dat hulle swak groei en boepens groot word. Lucernkorrels word dan hoofsaaklik addisionele rievoerbron en dit kan dan as 'n droogtevoer aangewend word. Ek is 'n voorstander van onderhoudskorrels. Ek het dit al gebruik in my lewe. Om oor te gaan na die onderhoudskorrels wat ek nou dan sou aanbeveel, moet 'n mens onthou, jy kan dit op die grond uitgooi, maar die skaap gaan hom stukkend trap, hy gaan hom wegtrap. Ek dink dit is 'n groot kans vir baie vermorsing. Ek sal laat 'n mens dit in bakke uitgooi. Wat ek graag by die bakke wil wys in verband met bakspasie, daai eerste paar van hulle het ek met konveierbelt gemaak, hulle is so tussen 9 en 11 meter lank. Ek kry baie bakspasie uit hulle uit. In die veld het ek IBR sink gaan gebruik van 4 meter om bakspasie te kry, en wat maklik is jy kan hom afbreek vinnig in die tyres afhaak, die bakke, die sinkplate afhaal en dan gaan sit jy dit by ander poste af. Dis baie maklik om te verskuif. Jy kan nie goedkoop sink gebruik. Daar was skaap kom saam drom bygelê hom en dan is daar 'n rondloper vlakvark is daai buig daai sink dat jy vir hom nooit weer reg kry nie. 'n Ander aanbeveling is dat ons die troppe kleiner maak en in kleiner kampe sit, dat jy die swak en die ouer goed so gou as moontlik moet wegkry. Jy kan nie hulle probeer deurdra teen hierdie huidige kostes van die voer nie. Dit is maar net 'n indikasie wat ek het, dis goed wat ek geleer het. En my opinie van die onderhoudskorrel teenoor 'n lucernkorrel, albei is ewe goed. Ek dink net die onderhoudskorrel se vesel wat hy in het is dalk beter. Hy het 'n beter binding in hom in as wat lucernkorrel is. Lucernkorrel bietjie in die son net bietjie gebruik word, dan verkrummel hy vir my makliker as onderhoudskorrels. Vir meer detail inligting is jy welkom om die veevoerverteenwoordiger te kontak oor ander aanwendingsmoontlikhede van hierdie produk.